Môre almal, Woensdagoggend, vandag is dit die 29ste Oktober die jaar 2025, 'n lieflike dag. Deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor gee. Christene gee graag, omdat God in goedheid sy alles vir ons gegee het. 'n Mens gee eers regtig as jy meer gee as wat jy kan, amper soos die weduwee wat haar laaste ou geldjie daar in die offergawekis gegooi het, van wie Jesus sê dat sy alles gegee het. Die kerk tel wat ons gee, die Here tel wat ons teruggehou het. Kom ons lees wat sê God se woord vir ons oor gee. Deuteronomium 15 van vers 7 tot 11. Die armes en die slawe, as daar dan by jou 'n arme is, een uit jou broers in een van jou poorte in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand teen hom, vir jou arm broer, nie terughou nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte wat hom ontbreek. Neem jou in ag dat daar in jou hart geen slegte gedagtes is nie, naamlik die 7de jaar, die jaar van kwytskelding is naby, en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk en jy hom niks gee nie, en hy teen jou na die Here toe roep en dit sonde in jou word nie. Jy moet aan hom gewillig gee. Jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie, want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werke en in alles waar jy jou hand aanslaan. Want die arme sal in die land nie ontbreek nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. Halleluja, prys ons koning. Psalm 37 vers 25 en 26. Noen, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlaat gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Prys ons koning. Matteus 6 vers 2 tot 4. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Dankie Here Jesus. Ons volgende gedeelte is hierso uit Lukas 6 vers 34, 35 en 38. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen dit ook dieselfde. En as julle leen aan die wat julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaar leen ook aan die sondaars net soveel om terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en die slegtes. Gee en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Volgende gedeelte kom hier uit Handelinge 20, 1 verse 35. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou. Dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Halleluja. Dan ons laaste gedeelte kom uit 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam, en vir hulle skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U ons weer eens oor die prinsip van gee iets leer vanoggend. Here, baie dankie dat ons, wanneer U ons seën, ook ander kan seën met dit wat U vir ons gegee het. Here, ek bid dat U in elkeen se hart sal werk, dat hulle nie wanneer iemand vra dat hulle behoefte het, dat hulle sal gee, en dan stuur ons daardie persoon weg en sê, mag dit met jou goed gaan, en vir hulle bid, maar wanneer
Ons sien dat hulle behoefte het, ook aan hulle behoefte sal voorsien. Here, wanneer U dit op ons hart lê om so te doen. Here, ons bid dat U ons ryklik sal seën in hierdie dag. Halleluja, amen en amen.